U vind dan vanaand ons skriflesing in die 10de hoofstuk van die boek Openbaring. Ons het gevorder eerder tot die 10de hoofstuk, waar ons dan 'n baie merkwaardige gebeurtenis raak lees. Openbaring hoofstuk 10. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog was oor sy hoof. En sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad. En hy het sy regtervoet op die see gesit, en sy linkervoet op die land. En hy het met 'n groot stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul. En toe hy uitgeroep het, het die 7 donderslae hulle stemme laat hoor. En toe die 7 donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel vir my hoor sê, verseël wat die 7 donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het sy hand na die hemel opgehef, en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het, en wat daarin is, en die aarde, en wat daarin is, en die see, en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Maar in die dae van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. En die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het weer tot my gespreek en gesê, gaan, neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. En ek het na die engel gegaan, en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel, en eet dit op, en in my mond was dit soet soos heuning, maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Dit is dan hier die 10de hoofstuk van die boek Openbaring. Ons kom dan nou vanaand by 'n baie interessante hoofstuk in Openbaring en 'n baie interessante plek in ons studie oor die boek Openbaring. Elke keer wanneer ons by die 6ste van iets kom, is daar eers 'n interval. Soos met die breking van die seels, tussen die 6ste en die 7de seël, vind ons Openbaring hoofstuk 7 met die 144.000 evangeliste wat deur God uitgekies is om in die groot verdrukkingstydperk te evangeliseer. 'n Interval om net weer ons aandag daarop te vestig dat God 'n God van redding is. Tussen al hierdie oordeel, net weer die aandag vestig daarop dat God siele wil red en dat hy 'n evangeliespan het. En so dan nou ook tussen die blaas van die 6ste en die 7de basuin, weer 'n interval, en dan 'n interval van 'n aankondiging van 'n sterk engel met ook 2 getuies wat in hierdie groot verdrukkingstydperk die evangelie van Jesus Christus gaan verkondig. Net weer 'n herinnering dat God belangstel in die redding van siele en dat hy graag mense se siele wil red. En sodoende weet ons dat in hierdie gedeelte sien ons dat God in al die oordeel wat uitgegiet word, tog net weer wil hê
Ons moenie dink dat hy behaag het in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom van sy weg bekeer en lewe, soos Esegiel 33 vers 11 ons dan leer. En dan ook uiteindelik met die blaas van die 7de bassein sal daar 7 skale na vore kom en dan 'n baie kort, ja, alhoewel 'n baie kort interval tussen ook die 6de en die 7de skaal wanneer ons dit daar gaan lees as die Here wil in Openbaring hoofstuk 16. Openbaring 'n boek van 7's en die intervalle tussen die 6de en die 7de. Maar dan moet ons ook vir mekaar sê hierdie interessante gegewe dat daar altyd die 7 bestaan uit 4 en dan 3. Die eerste 4 wat altyd nou aan mekaar verband is en dan die laaste 3 wat weer iets met mekaar of 'n uitbreiding op dit te doen het. Soos byvoorbeeld die breking van die 7 seels. Daar is 4 perde, die eerste 4 wat nou verband hou en dan die laaste 3 wat weer op die martelare en die uitvloeisels daarvan te doen het. Net so met die bassyne, die eerste 4 bassyne was op die skepping gemik as u kan onthou, en dan die laaste 3 bassyne is gefokus op die kroon van die skepping, op die mens. Ja, die asteroïdes het op die skepping geval, maar dan val die oordeel van God spesifiek in die laaste 3 bassyne op die mens, en dit sal dan ook so wees met die uitgiet van die 7 skale, dat dit op die mens van toepassing is, soos wat die laaste 3 van die bassyne dan vir ons is. Maar vanaand as ons by Openbaring hoofstuk 10 kom, dan kan ek nie anders as om die baie besondere verband tussen Openbaring 10, 11 en 12 te sien, ook dan met die boek Daniël. In Daniël 10, 11 en 12. Hierdie besondere band en ooreenkomste wat daar is. En ek glo dat die Here dit so ingegee het in hierdie interval om ons aandag daarop te fokus dat dit wat Daniël gespreek het, dat dit nou die tyd is waarin dit alles ook in vervulling sal tree. En dan wanneer ons na hierdie besondere ooreenkomste kyk in die boek Daniël, in Daniël 10, 11 en 12, en Openbaring 10, 11 en 12, dan is daar merkwaardige ooreenkomste en tog hier en daar klein verskille. En ek wil net in die inleiding van hierdie boodskap 'n paar van dit vir u uitlig. Ons sien byvoorbeeld in die eerste plek is daar 'n engel wat verskyn in Daniël hoofstuk 10 en engele wat daar verskyn, maar ook dan 'n man wat met linne bekleed is. En in die studie van die boek Daniël het ons vir mekaar gesê, hierdie man wat met linne bekleed is 'n Christofaniese, 'n teofaniese openbaring in die Ou Testament waar God verskyn. Dis niemand anders as die Here Jesus Christus. Maar dan hier vind ons tog ook 'n verskil in die dat in Openbaring hoofstuk 10 daar gepraat word van 'n sterk engel. Die een is met linne bekleed, die ander is met 'n wolk bekleed. In Daniël hoofstuk 10 staan die engel van die Here met sy voete oor die groot rivier die Dekel, met die een kant op die land en die ander kant op die land oor hierdie rivier. In Openbaring hoofstuk 10 vind ons hierdie sterk engel met die een voet op die land en die ander voet op die see. En dan as ons hierdie ooreenkomste verder kyk, dan sien ons dat toe die engel van die Here wat 'n beskrywing is van die Here Jesus in Daniël hoofstuk 10 gepraat het Daniël bewusteloos geword en kon hy nie die eerste woorde neerskryf nie. In Openbaring hoofstuk 10, toe die engel, hierdie sterk engel gepraat het die 7 donderslae van die hemel gedreun. En hy het dit aanvanklik gehoor, maar daar is vir hom gesê om dit nie neer te skryf nie. As ons na hierdie 2 gebeurtenisse kyk, en dan sien ons verder dat wanneer daar
gepraat word oor hulle besondere ooreenkomste, dan sien ons dat in Openbaring hoofstuk 11 daar dan melding gemaak word van 42 maande en dat die heilige stad vir 42 maande vertrap sal word. En dan in Daniël hoofstuk 11 vind ons aan die einde van Daniël 11 die anti-kris wat in die pragtige land is. Wat doen hy daar? Hy vertrap die land. Die merkwaardige ooreenkomste. Daniël 12 vers 7 leer vir ons die tyd en dit leer vir ons in vers 7 hoe lank sal hierdie tyd wees? Dit sal 'n tyd, tye en 'n halwe tyd wees. En wat het ons hier ook dan in Daniël 11, in Openbaring 11, ons vind in Openbaring 11 dat dit 1260 dae sal wees. Dit is 'n tyd, tye en 'n halwe tyd, 42 maande. Dit is presies in ooreenstemming met dit wat ons in die boek Daniël vind. In Daniël hoofstuk 12 vind ons dat Michael sal optree in hierdie tyd. Wat vind ons in Openbaring 12? Michael, wat met die duiwel in 'n oorlog gewikkeld is. Daniël sien net dat Michael sal optree en verder is dit verborge, wat dit beteken, hoe dit sal gebeur en dan beskrywe Openbaring 12 vir ons presies hoe dit sal wees. Waarom is hierdie besondere ooreenkoms dan belangrik? Want jy sien daar is 3 onbetwisbare feite dat Jesus in Openbaring wou gehad het en dit aan Johannes geopenbaar het, dat ons moet verstaan, dat dit wat ons nou hier in Openbaring hoofstuk 10 lees, spesifiek dit is waarvan Daniël gepraat het. Die boodskap van hierdie boekie en die boodskapper wat kom. Dit is juist die Here Jesus Christus wat ons op die spoor van Daniël sit. Wanneer hy in Matteus 24 vers 15 sê, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, in die heiligdom sien staan, laat hy wat lees oplet. Nou moet ons wakker wees, want dit waaroor Daniël gepraat het, het betrekking op die eindtyd. En daarom hierdie interval in Openbaring, om ons net weer wakker te maak, om te besef dat ons hier te doen het met die eindtyd. Daniël 9 vers 27, en hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuels van die gruwels sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. 7 jaar van verdrukking, en in die helfte van hierdie verdrukking sal die verbond verbreek word, en sal daar 42 maande oorbly, presies die periode wat ons in Openbaring 11 vers 2 van lees. Daniël het die einde gesien kom. Johannes word nou deur hierdie beeld tot die besef gebring. Dit waaroor Daniël gepraat het, is nou voor die deur. Maar dit waaroor Daniël gepraat het, is baie meer as net die koms van die anti-kris en die verwoesting en die vertrapping van die heilige stad Jerusalem. U sien, want dit waaraan Johannes dan nou moet ag gee, is die feit dat hierdie boodskapper wat aan hom 'n boodskap het, sê in vers 7, dat alles waaroor die profete geprofeteer het, nou volbring sal word. Wat is dit? Waaroor handel dit? Ja, dit is die koninkryk wat die Here Jesus Christus sal oprig.
Dit is hierdie rots wat sal los word sonder die toedoen van mense hande, soos Daniël hoofstuk 2 ons leer, en oor die hele wêreld kom. Dit wys vir ons op die ewige koninkryk van Jesus Christus, die boodskap wat hierdie engel gehad het om oor te dra, dat dit nou die tyd is, die koninkryk is op hande. U sien, vir oor die jare is daar die verwagting in ons midde gelaat, dat die koninkryk van God sal kom. Die disippels vra vir die Here Jesus net voor sy hemelvaart, sal u in hierdie dae die koninkryk vir Israel weer oprig. Reg deur die bediening van die Here Jesus het hy gesê, die koninkryk van die hemele is soos 10 maagde. Die koninkryk van die hemele kan vergelyk word met 'n mosterdsaad. Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat vir sy seun 'n maaltyd berei het. Reg deur die Bybel leer ons en is daar hierdie koninkryksverwagting. En die uurglas van God wys ons in Openbaring hoofstuk 10 dat dit nou die tyd is, dat die vervulling daarvan in plek val. En as ons dan hierdie gedeelte bestudeer, het ons vir mekaar gesê daar is 3 onbetwisbare feite dat hierdie gedeelte ons wil wys, opdat ons nou in die einde van die dae is, soos Daniël dit geprofeteer het. En die 3 onbetwisbare feite is die boodskapper, die boodskap en die boekie, waarby ons dan vanaand gaan stil staan. Ons sien dan in die eerste plek die boodskapper, vers 1 en vers 2. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, bekleed met 'n wolk en 'n reënboog was oor sy hoof. En sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur, en in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad, en hy het sy regtervoet op die see gesit, en sy linkervoet op die land. Dit is 'n baie en merkwaardige ooreenkoms met die man wat met linne bekleed is in Daniël hoofstuk 10, maar tog ook 'n groot onderskeid. Want wanneer ons Daniël hoofstuk 10 bestudeer, dan is daar die man met linne bekleed onomwonde 'n teofaniese openbaring van God. Dit is die Here Jesus Christus, maar ons kan nie hierdie selfde sekerheid aan die dag lê met betrekking tot hierdie ander sterk engel waarvan ons dan hier lees, dat hy ook verwys na die Here Jesus Christus nie, en wel om 'n paar redes. Die eerste rede is die oorspronklike woord wat hier gebruik word vir ander sterk engel. Die woord ander hier verwys na een en dieselfde soort as engele. Daarom leer hierdie oorspronklike woord vir ons, dit is nie 'n ander engel soos in 'n ander hoedanigheid soos die engel van die Here in 'n ander wese nie, maar dit is een en dieselfde soort ander engel. En dan wanneer ons verder na hierdie gegevens gaan kyk, dan maak dit nie sin om dit op die Here Jesus Christus toe te pas nie. Want ons sien byvoorbeeld, Johannes is op die eiland Patmos, en hy is besig om hierdie gesig te sien. Hy was op die dag van die Here in die gees, en hy is opgeroep, kom op hierheen, maar dan word daar ook dinge vir hom, terwyl hy daaronder nog op aarde sit, geopenbaar. Hy sien voor hom 'n engel, 'n sterk engel, wat met die een voet op die see en met die ander voet op die land kom staan, en ons kan nie sê dit is die Here Jesus Christus nie, want die Bybel leer vir ons die volgende keer, as hy sy verskyning op aarde sal maak, dan sê Sagaria 14 vers 4, hy sal sy voet op die olyfberg sit. Daarom kan ons nie hier sê, hierdie is die Here Jesus nie, want anders is sy wederkoms, sy wederkoms. Dan het hy nou al eintlik gekom hier in Openbaring hoofstuk 10, want hy sit sy voet op die aarde. Daarom sê ons, hierdie kan dan nie na die Here Jesus verwys nie. As ons verder kyk na hierdie gegevens, dan sien ons dat
weer eens 'n merkwaardige ooreenkoms. Die engel van die Here in Daniël hoofstuk 10 sweer by hom wat ewig lewe, en ons het vir mekaar gesê by die ewig lewende, dit verwys na die feit, soos Amos ons leer en die boek Hebreërs ons leer, dat God sweer by homself, omdat daar geen meerdere is om by te sweer nie. Maar nou is hier in hierdie gedeelte 'n merkwaardige toevoeging. Hier word weer gesweer by die een wat ewig lewe, maar met 'n toevoeging om 'n insiggewende bydrae te lewer oor met wie ons hier te doen het. Ons sal nou weer kyk na wat dit is. En as ons dan nog verder in hierdie gedeelte kyk, dan sien ons dat daar tog verdere merkwaardige onderskeid is. In hierdie gedeelte lig die sterk engel net een hand op. In Daniël hoofstuk 10 lig hy al twee hande op. So dis nie dieselfde insident wat net so oorgedra word nie, want die sterk engel lig net een hand op, want in die ander hand het hy 'n boekie wat hy vashou. En as ons dan verder hierna kyk, dan moet ons vir mekaar sê dat Johannes het reeds in die boek Openbaring na 'n sterk engel verwys, en nou weer in Openbaring hoofstuk 10, in Openbaring hoofstuk 5, kan nie onthou toe ons met mekaar gepraat het oor Christus wat waardig is, was daar 'n sterk engel. Hoor wat sê Openbaring 5 vers 2, en ek het 'n sterk engel gesien, wat met 'n groot stem uitroep, dieselfde soos hier een met 'n stem soos die van 'n leeu, wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? U sien, daar was 'n sterk engel, wat nie die vermoë gehad het om die boekie te breek, die seels te breek en die boekie oop te maak nie. Nou lees ons weer van 'n sterk engel. So die uitdrukking wat hy gebruik, het by 'n vorige geleentheid gewys na iemand wat nie waardig was om die boekie te neem en sy seels oop te maak nie, maar Christus was die enigste een wat waardig is, en hy praat dan hier weer van 'n sterk engel. Daarom dat ons vir mekaar sê, as ons skrif met skrif vergelyk, kan hierdie sterk engel nie hier verwys na die Here Jesus Christus nie. Dit mag straks Michael wees. Dit mag Gabriël wees. Dit mag 'n ander sterk engel wees. Ons kan net doeteenvoudig nie met sekerheid sê wie hy is nie. Maar wat ons wel kan sê, is dat hierdie merkwaardige ooreenkoms wil ons aandag vestig op die openbaring van Daniël. Daarom hierdie merkwaardige ooreenkoms, want dan lees ons in Daniël 10 vers 14, ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms. En as ons gaan kyk na die beskrywing van engele en groot engele, magtige helde, dan is hierdie beskrywing nie vreemd aan 'n sterk en magtige engel nie. Ons kyk byvoorbeeld in Esegiel 28 vers 13, dat Lucifer, voordat hy geval het, bekroon was met allerhande edelgesteentes, en dat hy ook skoonheid gehad het, soos 'n sterk groot engel, en dat dit nie vreemd is, dat engele ook so geopenbaar word, soos wat ons hier in hoofstuk 10 vind nie. Want wanneer ons dan juis na sy voorkoms kyk, dan dra dit vir ons 'n baie besondere betekenis. Daar is 4 dinge wat vir ons nodig is om op ag te gee. Hy is bekleed met 'n wolk, daar is 'n reënboog oor sy hoof, sy aangesig is soos die son, en sy voete soos pilare van vuur, en al 4 hierdie dinge, alhoewel merkwaardig en tog ook verskil met wat ons lees in Johannes, in Openbaring hoofstuk 1 en in Daniël hoofstuk 10, wanneer die Here Jesus beskryf word, al 4 hierdie dinge wys op een ding. Dit wys op die feit dat hierdie engel uit die teenwoordigheid van God uitgekom het. Hy is bekleed met 'n wolk.
As ons hier kyk, hierdie wolk verwys, en wanneer ons die Bybel bestudeer, gewoonlik na die voertuig tussen hemel en aarde. Wanneer ons na die gebruik van 'n wolk kyk, dan weet ons die Here Jesus is in 'n wolk weggeneem, Elia is in 'n storm weggeneem. Wanneer ons eendag hemel toe gaan, dan gaan die Here Jesus ons in wolke wegvoer. Wanneer hy met sy wederkoms gaan terugkeer, sê Openbaring 1 vers 7, dan kom hy in wolke. En wanneer hierdie engel dan met 'n wolk bekleed is, sê dit vir ons dat hy kom van God af. Hierdie wolk wat die teken is tussen hemel en aarde, die voertuig, hy kom uit God se teenwoordigheid. Van God gestuur, met 'n wolk bekleed. Die feit dat daar 'n reënboog om sy hoof is. U sal onthou in Openbaring 4 vers 3 het ons gelees dat daar 'n reënboog rondom die troon van God is. En die feit dat hierdie engel nou met 'n reënboog bekleed is, sê dat hy kom in die teenwoordigheid van God. Die feit dat sy aangesig soos die son skyn, sê dat hy het 'n helder lig, 'n glans wat hy afgee. En hierdie glans is nie uit homself nie, dit is soos Moses, wat in Eksodus 34 vers 29 in die teenwoordigheid van God was, en hy het geblink, geskyn, 'n glans afgegee, en hierdie engel kom uit die teenwoordigheid van God. U sien, want hierdie engele moes hulle aangesig bedek met hulle vlerke vir die heerlikheid van God. En die feit dat sy aangesig skyn, praat ook van die feit dat hy van God afkom. En dan sy voete soos pilare van vuur. Gewoonlik word daar na voete verwys as voete van oordeel. Wanneer die Here Jesus se voete gesien word, dan is dit soos blink geskuurde koper wat in 'n oond gloei. Dit is voete wat die parskyp van die wyn van die grimmigheid van God trap. Maar nou sien ons hierdie engel se voete is soos pilare van vuur. Waar het hierdie engel oomblikke gelede terug gestaan? In die teenwoordigheid van God. Met hierdie voete. En dan sien ons hierdie beeld van die teenwoordigheid van God soos die brandende doringbos. Die grond waarop jy staan is heilig. En dan kom staan hierdie engel nou op land en op see. Sy voete was oomblikke gelede in die teenwoordigheid van God, en nou kom hy om op die aarde te kom staan, en met hierdie staans wat hy inneem, proklameer en praat hy en kommunikeer hy met ons, dat soos wat hy in die teenwoordigheid van God gestaan het, sal land en see aan God behoort, en hy sal sy koninkryk op aarde kom vestig, en dan sal hy op aarde ook in die teenwoordigheid van God kan staan. Laat u koninkryk kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde. 'n merkwaardige ooreenkoms, maar tog verskille, en dit wys vir ons nietemin dat hierdie sterk engel uit die teenwoordigheid van God kom met 'n boodskap. En nou wanneer hy sy boodskap oordra, dan lees ons in Openbaring hoofstuk 10 en ons lees vers 3, en hy het met 'n groot stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul, en toe hy uitgeroep het, het die 7 donderslae hulle stem laat hoor. En toe die 7 donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel vir my hoor sê, verseël wat die 7 donderslae gespreek het, en skrywe dit nie op nie. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het sy hand na die hemel opgehef, en hier kom wat hy sê, hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het, en wat daarin is, en die aarde, en wat daarin is, en die see, en wat daarin is,
dat daar geen tyd meer sal wees nie. En dan vers 7, maar in die dae van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan sal die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. Wanneer hierdie sterk engel praat, dan doen hy dit met 'n groot stem, en die gedagte dat hy dit met 'n groot stem doen, wys ons daarop dat hierdie stem doof alle klanke uit. Dis nie moontlik vir Johannes om hierdie stem te mis nie. Dit is soos 'n leeu wat brul. En hulle sê 'n leeu se brul kan tot 8 kilometer ver gehoor word. Dit lei tot 114 decibels as jy so meter van 'n leeu se brul afstaan. Dis geweldig hard, dis 'n groot stem. Dis nie hier vir ons om te sê dat dit nou net 8 kilometer gedraai het nie, maar dis hier om vir ons te sê dat Johannes kon nie hierdie boodskap gemis het nie. Dis hard en dis duidelik. Maar dan vind ons nog 'n verdere merkwaardige toevoeging hier, en dit is dat toe hy sy stem laat hoor, toe is daar 'n bevestiging uit die hemel, dat die 7 donderslae hulle stem ook laat hoor het. Nou as ons dink aan donderslae, dan sê hulle dit kan tot 165 tot 180 decibels wees, en kan tot 200 decibels bereik. Dis 'n geweldige harde knal, wat mense laat skrik en hik en hop, wanneer hulle dit hoor. Hierdie 7 donderslae is 'n verwysing na die stem van God, na die teenwoordigheid van God, want daar kom gereeld donderslae uit die troon van God, en stemme, en donderslae, en aardbewings. Ons sien dit wanneer daar vanuit die troon van God gepraat word. Daarom hierdie bevestiging wat uit die hemel kom, dat wanneer hierdie sterk engel praat, word dit bevestig deur God. Dit word bekragtig deur hom. Maar dan sien ons wat hy doen en wat hy sê, hierdie sterk engel. En hy sê dan hoofsaaklik 2 dinge. Hy sweer dat daar geen tyd meer sal wees nie. En wanneer hy sweer, dan 'n baie interessante toevoeging wat vir ons wys dat hy nie by homself nou sweer nie, of dat hy by homself sweer nie, maar hy sweer by hom wat alles geskape het. 'n Toevoeging, 'n byvoeging. En dan sien ons dit wat in die hemel is, dit wat in die aarde is, of dit wat in die see is. Hy sweer daarby, en by hom. En dit is niemand anders as die lam. U sien hierdie sterk engel sweer nou by die lam, want die lam is die een deur wie alles ontstaan het, sê Johannes 1 vers 3. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Dis alles deur hom. So lees hy ook in dieselfde 4de hoofstuk, waar jy die reënboog rondom die troon sien, lees jy dan in vers 11, dat Christus Jesus die skepper is. God die Vader het deur Christus geskep. Hy het 'n woord gespreek, hy is die woord, en so het alles tot stand gekom. Maar wat sweer hy? Wat bevestig hy? Hy sê dat daar geen tyd meer sal wees nie. En hierdie woord tyd verwys daarna dat die uurglas van God nou uitgeloop het. Dat die einde nou haast spoedig besig is om aan die deur te klop. Daar is geen vertraging meer nie. Daar sal nou geen uitstel meer wees nie. Die tyd is ten einde. Dis die boodskap wat hy in die eerste plek verkondig. Spoedig, haastig is dit nou op hande. Maar dan die tweede wat hy vir ons sê, en dit die merkwaardige boodskap wat hy verkondig aan die einde van vers 7, wanneer hy dan nou sê, onthou ons is tussen die blaas van die 6de en die 7de basuin, wanneer die 7de basuin dan blaas, let op hierdie woorde, dan
is die verborgenheid van God. Mysterion Theos, volbring, die misterie is weggeneem, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. Die plan van God is dan nou volkome geopenbaar. Daar is niks meer verskuil nie. Met die breek van die 7de seël en die blaas van die 7de bassein, kom daar 7 skale na vore, en dit is dan die einde. Die tyd is dan volbring. Daar is geen verdere hoofstuk in die eindplan van God nie. Jy sien, aan Daniël was gesê om die boekie te verseël. Christus het dan hierdie boek oopgemaak, en dan wanneer hierdie 7de bassein sal blaas, dan is daar niks meer oor nie. Dis die volëinding van God se oordeel van sy plan. Daarom hier van hoofstuk 10 tot hoofstuk 18 is dan die uiteindelike plan van God. Die verborgenheid is geopenbaar, alles is in die lig gebring, daar is niks meer wat teruggehou word nie. En dan is die beskrywing dat dit dan nog 3,5 jaar sal wees. Dis waar Johannes homself en ons onsself in die openbaringsboek dan vind, in hierdie middel van hierdie verdrukking, geen vertraging meer nie. 3,5 jaar, dan is alles verby. Oor 3,5 jaar, dan kom die koninkryk van Christus. Dit waarna die profete verlang het, dit wat hulle verkondig het, dit wat Daniël gepreek het, dat daar 'n rots sal kom, wat hierdie beeld van Nebukadneser verwoes, sal fyn stamp, soos kaf, wat op die dorsvloer in die somer in die niet verdwyn. Dan sal die einde aanbreek en Christus sal sy koninkryk op aarde kom vestig. Hierdie blye tyding, hierdie wonderlike boodskap. Johannes was daar die dag toe hulle deur Jesus gevra het, wanneer gaan u die koninkryk vir Israel weer oprig? Nou hoor hy, wanneer hierdie 7de bassein blaas, dis dan wanneer hierdie blye dag gaan aanbreek. Dis dan wanneer die tyd ten einde gaan loop en Jesus sy koninkryk op aarde gaan vestig. As hierdie plan uitgeloop het, dan is dit totaal geopenbaar, en aan die einde van hierdie 3,5 jaar sal die koninkryk van die hemelkoning op aarde opgerig word. Dis die merkwaardige boodskap. Dis die boodskap wat aansluit by die boek Daniël, dat die koning van die konings sal kom. Dink net vir 'n oomblik aan hierdie beeld wat weergegee is. Nebukadneser verhef homself. Hy maak 'n goue beeld. Hy sê my koninkryk sal tot in alle ewigheid wees. In hoofstuk 4 vreet hy gras soos die beeste en die diere, totdat hy erken dat God mag het om aan te stel wie hy wil en af te stel wie hy wil, totdat hy aanvaar dat daar 'n hemelkoning is wie se koninkryk tot in alle ewigheid is. En die aansluiting dan by hoofstuk 10, 11 en 12, die koninkryk van Christus, die volëinding van die wêreld, Christus sal sy koninkryk oprig, die volvoering van die verborgde dinge, Daniël verseël in Daniël 12 vers 4, en nou in Openbaring 10 vers 7, dan sal alles volbring wees, oop en sigbaar. Maar die laaste wat ek vir u wil noem, is die merkwaardige, onbetwisbare feit dat Johannes hier moes verstaan, en ons hier moet verstaan, dat hierdie boodskap aansluit by die boek Daniël, is hierdie boekie. Let nou op, hierdie boekie is geopen. Dis hierdie selfde boekie wat in Daniël 12 vers 4 verseël moes word. Dis hierdie boekie wie se 7 seels nou gebreek is, wat Christus alleen waardig was om oop te maak. Hierdie boekie is nou oop. Niks meer geheim nie. Geen verborgenheid van God meer nie. Dis nou 'n geopende boek. Die toekoms is nou sigbaar. En uiteindelik aan Johannes word daar gesê in Johannes 22 om nie die woorde van hierdie profesie te verseël nie.
dit is nou oop. Maar dan sien ons dat hier iets baie vreemd is. Dat Johannes hierdie boekie moet neem en dit eet. Nie die eerste keer dat ons so iets in die Bybel vind nie natuurlik. Maar die merkwaardige boodskap hierin, dat daar dan vir hom gesê het, in sy mond sal dit soet wees, maar in sy maag bitter. Waaroor gaan dit? Wel, kom ons kyk net weer vir 'n oomblik om 'n antwoord in Daniël 10 te kry. Daniël 10 vers 1 sê, in die 3de jaar van Kores het die koning van die Perse is 'n woord geopenbaar aan Daniël wat Belsassar genoem is, en die woord is waarheid, maar groot swaarigheid. U sien die woord wat hy hoor, is die waarheid. Die einde is op hande. Dis nie meer lank nie, dan kom die koninkryk. Dis waarheid. En dit is soet in sy mond. Die smaak daarvan is heerlik om te geniet. Binnekort dan word die koninkryk van God opgerig en dan is daar vrede. Dan is daar vrede tussen mens en tussen dier en dier. Dan is daar vrede op aarde. Wat 'n wonderlike waarheid. Wat 'n wonderlike waarheid om aan vas te hou. Dit is soet om te hoor. Dis nog net 3,5 jaar. Dan is die einde daar. Dan kom die koning van die konings. Hierdie swaar vertrapping van Israel is dan ten einde. Dis soet om te hoor. Maar daar is ook 'n bitterheid. En dit is die feit dat hierdie 3,5 jaar wat oorbly vir Israel bitter swaar sal wees. 'n Groot en erge verdrukking. Ja, soet om te hoor dat die koning gaan kom, maar nog bitter dat vir 3,5 jaar Jerusalem vertrap sal word. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug. En ons gaan later lees in Openbaring hoofstuk 12, hoe die duiwel dan in hierdie laaste 3,5 jaar agter Israel sal aanhardloop en jag maak op hulle. Bitterheid, groot verdrukking, swaarigheid, droefheid en ellende wat hulle te beurt gaan val. 'n Geweldige tyd. Dis bitter in sy maag. Dit is in sy gebeente, in sy binneste, 'n bittere pil om te sluk. Dat Israel nog gelouter sal word. Die boekie bring ons terug na Daniël, terwyl Daniël 11 vir ons die bittere verwoesting ook van die anti-kris beskryf. En hierdie man soos Daniël 8 ons leer met die harde aangesig wat gaan optree teen die vors van vorste, dat hy baie sal doodmaak en verwoesting uitbring. En dat oor Israel net 1/3 van Israel sal oorbly. 2/3 van Israel, sê Sagaria vir ons, 2/3 sal hulle lewe verloor. 'n Geweldige swaar tyd. Die boekie is nou oop, wonderlik. Maar die laaste bassein van hierdie boekie verkondig swaar bitterheid, ook vir Israel. Dit, my vriende, is die boodskap van Daniël hoofstuk 10, 'n boodskapper. En hierdie boodskapper met merkwaardige ooreenkoms om ons gedagtes terug te vat na Daniël, dat ons nou in die tyd is, in die boek Openbaring, waarna Daniël verwys het, met 3,5 jaar wat oor is. Die boodskap wat hy verkondig, van die tyd is ten einde, en die koninkryk sal kom. Soet om te hoor, maar bitter wat die vervolging aanbetref. En daarom, my broeders en susters, as ons na hierdie boodskap luister, dan moet ons bid vir die bekering van die volk Israel. Dan moet ons bid dat hulle oë sal oopgaan. Dan moet ons bid dat hulle Messias sal raak sien en aanvaar. Ons kan nie hierdie dinge lees en tog apaties terug sit agteroor en sê wonderlik, dis wonderlike nuus.
dat die Here Jesus uiteindelik sy koninkryk sal kom oprig nie. Dit behoort ons te noop en te dring en te dryf om iets te doen, om siele vir die Here Jesus te wen, om te bid vir die redding van die volk Israel, dat hulle tot insig sal kom en hulle tot God bekeer. Hierdie teks behoort met ons te praat, dat die einde op hande is en ons so moet lewe, dat die einde binnekort sal aanbreek. Dat dit nie net vir ons inligting sal wees nie, maar dat dit ons harte sal aanraak, om te besef en te verstaan, dat dit voor die hand is, die koninkryk van God. Dan kan daar nie meer iets vir sy koninkryk gedoen word nie, dan het die koning klaar gekom. Maar vanaand is daar nog kans, vanaand is daar nog geleentheid, om hand aan die ploeg te slaan en vorentoe te kyk, om iets vir God te doen, want sy koninkryk is op hande. Kom ons bid saam. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons U kan aanbid. Baie dankie dat U die boekie se seels geneem het, Here Jesus, en dit gebreek het, om die volle omvang van die toekoms, wat nodig is vir ons, om te verstaan, in te sien en te begryp. Dankie dat U hierdie dinge geopenbaar het, en dat in Openbaring hoofstuk 10 ons uiteindelik kan sien, hierdie boek wat met 7 seels verseël is uiteindelik oopgemaak. En Here, nou kom ons in dankbaarheid om vir U te sê, dat U hierdie dinge vir ons sê voor die tyd, om ons te waarsku. Maar ook met 'n blye tyding, dat die koninkryk van Jesus op hande is. Help ons om so te lewe, om gereed te wees, om Jesus enige oomblik in die wolke te verwag. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, met danksegginge. Amen.